En as jy hom gesien het, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. As jy hom geervaar het, nooit weer dieselfde nie. Weet jy, dis 'n bietjie van die een kant na die ander kant, maar wat 'n werklikheid is in die see. Die skrif waarsku dat nie almal wat begin, gaan volhard tot die einde toe nie. En as jy sommige het van julle uitgegaan, omdat hulle nie van dieselfde gees deurdronge was. Nou moet ek vanmôre sê, op grond van hierdie lied, as jy hom gesien het, en jy toegelaat dat wat jy sien waarheid is, onmoontlik om ooit weer dieselfde te wees. Of enige vorm van ongeloof in jou gees te kan toelaat. Want werklikheid is hy 'n werklikheid. Mag elkeen vanmôre ontvang, mildelik deur sy genade en mildelik deur sy liefde. Ek wil glo en ek wil vertrou, u is hier uit vars en opregte begeerte en nie uit 'n tradisie uit nie. As jy uit 'n tradisie uit is, gaan jy net tradisie kry vanmôre. Maar as jy hier met 'n vars hart en 'n vars begeerte is, kan hy die sluise van die hemel vir jou oopmaak. En ek gaan 'n baie bekende gedeelte vanmôre met u lees en dan gaan ek met u hieroor praat, soos hy my deur sy gees gebevrug het. En ek besef vanmôre my absolute diepe afhanklikheid, dat hy moet praat, dat hy moet spreek. En vanmôre het pastoor Adrie so pragtig in die bidkamer gebedien en soveel mooi en pragtige goed gesê, wat hy ook in my gees vir my duidelik gemaak het en gegee het. En vanmôre wil ek dan hierdie tema gee, en ek wil dit nie sê net omdat dit 'n tema is nie, maar met geloof in my, in hom, wil ek oor almal uitspreek, en julle is niet. Niet tot sy lof, tot sy eer en sy heerlikheid. As jy hom opreg lief het, gaan jou gees sekere ervarings beleef, sekere heerlikhede beleef, sodat wanneer die groot dag aanbreek van ontmoeting, vrees jou nie gaan oorval nie, maar 'n blydskap. Maar dit kan net manifesteer as jy hom innig lief gehad het. Anders sal dit nooit kan manifesteer nie. Ek gaan lees vanaf vers 20, wel uit hoofstuk 16 van die boek van Johannes. Hy begin hier en nou bring ek u net in gedagte dat hierdie is op die aand voor die kruisiging en dis naby oorgawe ensovoorts. Hoor wat sê hy vers 20, voorwaar, ek sê vir julle, hoor nou mooi wat sê hy, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle droefheid, en julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Hoor nou die verduideliking. 'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, omdat die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid
julle weer sien en julle hart sal bly word. En niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader vertel. In ander woorde, daar kom 'n openbaring en 'n kennis wat verseker die tradisionele gaan skok daaroor. In daardie dag sal julle in my naam bid. Waarom? Omdat julle ewe skielik agterkom wie's die Vader en wie's ek. Voor julle dit nog nie weet julle nog nie om in my naam te bid, julle ken my nog nie. Maar die oomblik wanneer dit vir julle geopenbaar word, sal julle die wysheid, die raad en die kennis weet. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self, hier gee eintlik alles weg, het julle lief, omdat julle my lief gehad en geglo het, dat ek van God uitgegaan het. Het ek nog 'n vers gegee? Vers 28, ekskuus. En ek het van die Vader uitgegaan, in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld, en gaan ek na my Vader. Hoor net wat sê vers 29 ook, sy disipel sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik u geen gelykenisse nie. Met ander woorde, daar het nou oopgegaan vir hulle. Ewe skielik begin hulle verstaan waaroor dit gaan. Nou weet ons dat u alles weet, en nie nodig dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Joshua antwoord hulle, glo julle nou. O geliefdes, en ek weet dat daar ek kan dit met reg sê, ek het nou die dag gehoor, maar ek kan nie die presiese getal onthou nie, maar daar is letterlik duisende gode in hierdie wêreld. Letterlik duisende. Dink net aan die boeddhiste. Basies is alles by hulle God. Maar een ek weet, daar is net een God. Een ek weet, daar is net een waarheid, en daar is net een lewe. En dan nog baie meer, van al hierdie gode wat daar is daar net een, en dis Yahshua, wie se graf vanmôre leeg is. En nie net alleen is sy graf leeg nie, maar vir altyd gaan hy leeg bly. Wat 'n groot blydskap en wat 'n groot voorreg. En nog verder het hy nie gekom en homself oorgegee, en nou gaan ek 'n stelling maak, jy maar nie verkeerd verstaan nie, om net geloof geëer, geprys en geaanbid te word nie. Alhoewel dit korrek is en dis reg is, want dis is nie die primêre rede en die primêre doel daarvan nie. Primêr het hy gekom en het hy hierdie pryse in goed gebetaal, sodat sy pa sy koninkryk, sy grafte ook leeg moet raak. Sodat sy koninkryk, wat hy geskep het en daar gestel het, waartoe het hulle ontrou geraak
verkeerd na die Satan geluister en sonde toegelaat en sodoende het hulle uit sy teenwoordigheid weggejaag, uitgejaag. Waar het hierdie seun gekom? Halleluja. Om hierdie koninkryk tot ewige herstel te bring. Met ander woorde, dat elke individu, nou moet jy mooi luister, elke individu wat in hom glo, ook in sy eie gees, opstanding mag ervaar. Opstanding mag belewe. Sodat elkeen wat in hom glo, ook mag 'n getuienis hê, ek was in 'n graf. Maar deur sy guns, deur sy belofte, wie hoor vanmôre, het hy my uit die graf uitgehaal. En nou lewe ek nie meer 'n gees van vrees en van 'n benoudheid nie, maar ek lewe 'n gees van aanneming. Van sy eie. En dit gee my 'n ewige vrymoedigheid om met hom as my Vader te mag kommunikeer, te mag praat. Met ander woorde, hy het gekom sodat elkeen wat in hom glo, totale oorwinning in sy siel, in sy gees, in sy liggaam, oor die dood en oor die graf sal hê. En moet hy, en dat hy in sy wese hierdie sekerheid hê, en ek gebruik nou Paulus se quotasie, hierdie sekerheid mag hê, as hierdie God dan vir my is, wie en wat, halleluja, kan dan teen my wees? Dis so, en nou gaan ek 'n bietjie dieper in, dis so dat as gelowige, hoor mooi, die oomblik as jy hom begin glo, die oomblik as jy hom begin gehoorsaam raak, dan veroorsaak jy 'n geestelike oorlogvoering. En die oomblik as jy begin glo, maak jy onmiddellik 'n geestelike stryd oor jou los. Met ander woorde, daar kom stryd vanweë geloof, daar kom dalk 'n negativiteit vanweë geloof, en daar kan dalk self moedeloosheid kom vanweë geloof. Hier lees ons, hy kyk na sy eie disippels. En hoor mooi wat sê hy vir sy eie disippels. Hy sê, julle harte hy sê, julle sal bedroef, julle harte gaan seer wees, julle gaan bedroef wees, en julle gaan ook moedeloos wees, julle gaan ook eensaam wees, maar julle droefheid, halleluja, gaan in blydskap verander. Ek wil hê jy moet verstaan, hulle sit nou hier in 'n diens, dis nagmaal. En nou praat hy met hulle in hierdie avondmaal tydperk. En hy besef nou, die uur het gekom, dat hy hulle alleen gaan los. En dat hulle gaan agterbly. En nou besef hy, moontlik vir die eerste keer in 3,5 jaar, gaan hulle geloof stryd deur. Gaan hulle geloof 'n toets deur. En hoor nou met respek, van is maklik om hier te glo terwyl daar gepreek word. Dis maklik en is lekker om hier te glo terwyl sy woord oopgemaak word. En wat dit nog lekkerder maak, jy hoor mense soos jy sê daarop amen. En jy sien mense soos jy vat die geloof
En dan begin jy sien maar, vanweer die geloof kry jy nou oorwinning, en dan kry jy ook darm 'n ywer. Van die een skakel die ander een aan, en motiveer. Maar wanneer hierdie diens verby is, en elkeen gaan terug na sy eie huis, verander alles weer. En dis presies wat hier gebeur. Hy sit op hierdie vooraand, en nou wil ek net dit duidelik stel. Jy moet hierdie situasie verstaan. Wanneer ek en jy glo, en ons is ongehoorsaam, dan skep my en jou gees 'n iets wat ek en jy nog nie het nie, maar wat gaan manifesteer. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof gaan haal iets toer in die hemel. En geloof bring dit af aarde toe. Hier na my en na jou toe. Ons verstaan nou, die oomblik wanneer jy dit doen, is die Satan kwaad. Is die Satan nie gelukkig nie. Die oomblik wanneer jy dit doen, dan sal die Satan alles in sy vermoë doen om jou van jou geloofskarakter of jou geloofsintegriteit of jou geloofselfbeeld, temperament te wil beroof. En vir daai rede moet hy dit wat ek en jy glo, moet hy probeer weghou so ver as wat hy kan, en so lank as wat hy kan. En terwyl hy dit weghou, speel hy met my in jou geheue. Speel hy met my in jou IK. En laat hy my en jou verstaan, God is nie werklikheid nie. Of daardie diens daai môre was nie werklikheid nie. Of die skrif was nie vir my nie, of die droom was nie vir my nie. Ensovoorts, ensovoorts. Met ander woorde, die ene negatief bring hy op die ander negatief, met hierdie rede dat hy wil hê ek en jy moet ophou glo. Ek en jy moet nie meer verder vashou daaraan nie. En dus nou sê hy vir hulle, maar julle droefheid gaan in 'n blydskap verander. Nou wil ek net gou iets verder in die gees duidelik maak. Luister mooi. Terwyl Joshua vir 33 jaar hier was op hierdie aarde en sy laaste 3,5 jaar intensief gebedien het en sy disippels saam met hom, die feit dat hulle geglo het, is nie vir Satan die probleem nie. Want terwyl jy glo, is hy met jou in 'n geveg. Terwyl jy glo, val hy my en jou aan. Maar die krisis het gekom, toe Joshua besluit het, dis tyd vir oorgawe aan wat ek glo. Luister mooi, hy sit met eerstehandse besef, een van sy eie disippels gaan hom in die rug steek. Wat 'n teleurstelling. Vir 3,5 jaar het hy hierdie disipel gevoorsien. Hy het vir hom geonderneem. Hy was vir hom goed gewees. Hy het en hy vra hulle die aand, hierdie aand vra hulle, het julle ooit enigiets tekort gehad? Nee, sê hulle, ons het nooit aan niks 'n tekort gehad. Hy het vir, maar er is een van hulle wat hom nou in die rug gaan steek en as se ware hom vir 30 sikkel silwer gaan verkoop. Hy gaan hom amptelik verkoop, maar besef hy kan nie toelaat dat dit enigstens sy missie of sy ywer negatief beïnvloed nie. Want die krag lê nie in dat ek glo nie, die krag lê
en dat ek oorgee. Wat beteken dit? Laat hulle my teleurstel, laat hulle my verraai, laat hulle my verkoop, laat hulle my 'n vraat, laat hulle my 'n wynsuiper noem, maar ek het gekom om u wil en u wil alleen te doen. Luister mooi, dit gaan dus nie oor my nie, maar dit gaan oor u wil. Dit gaan nie oor pyn wat ek gaan hê nie. Ek gaan dit nou mooi sê. Dit gaan nie oor 'n benoudheid, gaan ek dit maak of gaan ek dit nie maak nie, maar ek gee in u hande oor. Want in hierdie 3 dae moet 'n nuwe kindjie gebore word. Hier moet 'n nuwe koninkryk. As jy iemand wat hoor, hier moet redding opstaan, hier moet verlossing opstaan, hier moet 'n vrymaking, hier moet 'n heerlikheid opstaan. Luister mooi, dis dit wat Satan moedeloos maak. Terwyl jy glo, is jy in 'n geveg. En dit wil hy so hê. En daarom sal die Satan jou antwoord so lank uitrek as wat hy moontlik kan. Maar mooi, hoor mooi, Jaffa het gesê, maar julle droefheid, julle benoudheid, julle angs, julle onsekerheid, gaan, halleluja, in 'n blydskap. Is hier iemand wat hoor? Ek wil jou vanmôre aanmoedig, omdat jy begin glo het, voel jy alle helle teen jou losgebars. En die Satan maak mos so, hy gebruik sy kinders om jou te laat dink hulle is gebless deur God. Maar hy's 'n leienaar in die pad van die hel. Luister mooi, blessings lê nie in hierdie aardse dinge nie, maar blessings lê, hy lewe hier binne in my. Hy het my alles, het hy nuut gemaak. Ek leef as gevolg van hom 'n nuwe lewe. Verstaan mooi. Hy kom hier na sy mense toe. Hy praat hier met sy mense. Nou moet jy net hierdie situasie verstaan. Hulle loop vir 3,5 jaar, loop hulle by hom, loop hulle met hom, en loop hulle saam met hom. Vir enige krisis wat daar kom, hanteer hy. Hulle moet hom net volg. Kan ek dit terugbring? Hulle moet net sorg dat hy elke diens bywoon. Hulle moet net in elke bidtier daar wees. Hulle moet net gereeld die Bybel lees. Dan hoor hulle, dan antwoord hy, dan sê hy by hulle. En nou ewe skielik hoor hulle, ek gaan terug. Hy sê, ek gaan julle verlaat. Kan u vir een oomblik dink, die angs. Kom laat ek dit in die gees by my en jou tuis bring. Die angs. Dit het jy gister geglo. Kom jy agter, onthou ek ewe skielik nie. Luister, gister of eergister se preek wat soveel lewe gegee, het ek ewe skielik vergeet. Ewe skielik is hy nie meer by nie. En luister mooi, hulle is bewus van die hele Romeinse ryk wat hulle wil uitroei. En hy het hulle nou in die afgelope tyd, het hy hulle beskerm. Maar nou ewe skielik sê hy, ek gaan julle alleen laat. Ek gaan na my pa toe. Ag, dan wil ek nie ingaan op die diepe wat hy gee nie, ek sê toestemming vir hy, gaan dit nie doen. Die weg ken julle, julle weet waartoe ek gaan. Dit het 'n groot krisis. Maar verstaan, hierdie benoudheid. Hy sê, ek gaan julle alleen los. Ek gaan na my vader toe. Hoor nou mooi, maar my woord los ek. Halleluja. By julle, halleluja. En my woord sal by julle bly. Wil ek jou vanmôre aanmoedig, al val wat
wat se hel jou aan, al val wat se pes jou aan, en al kom die Satan met wat se vrees en wat se bewing, sy woord bly ja, en sy woord bly amen. En wil ek vanmôre vir jou sê, al sal wat se omstandighede dit uit jou gees uitdruk, daar's 'n koortjie wat sê, 'n bietjie praat met Yeshua. Oh, maak dit reg. Oh, maak dit alles reg. Hier sit hulle. Hierdie benoudheid, hierdie vrees. Ek kan dink, en ek gaan nou verstaan, en ek kan vanmôre, in 'n sekere opsig kan ek maklik praat, want ek het hom vir reuse goed die afgelope maande geglo, weke, jare geglo, vir geweldige goede. As ek dit hier vir jou dit om sê, gaan ek jou kop mal maak. Maar ek het hom geglo, en ek ken die pes en die hel en die stryd, wat kom terwyl ek hom glo, wat vir my laat verstaan, maak, gaan jy dit nie maak nie, maar al wat my deurgedra het, daar staan geskrywe, wie hoor dit? Daar staan geskrywe. Ek wil nou vanmôre vir jou sê, nou wil ek dit gou na jou toe bring. Hy sê, julle is alreeds rein deur die woorde wat ek tot julle spreek. Ek gaan nou 'n gesag vat in die geestesrealm. Ek kanselleer elke vergeet gees, en ek bestraf elke twisgees, elke strydgees, wat vir jou in jou kop sê, jy kan skrif nie onthou nie, ek bind dit nou, ek bestraf dit nou, en ek maak die woord wat jy gehoor het, van vooraf lewendig, en ek wil jou vanmôre verklaar, as die lewende, as die opgewekte woord, van die lewende God, en omdat sy woord in jou is, het jy 'n belofte, hoor mooi, terwyl jy hulle vrees en hulle benoudheid en hulle krisisse en al hulle ervaring sien en ervaar het, gee hulle belofte. Nou moet jy mooi hoor wat sê. Hy sê, ek sal julle weer sien. Ek het dit hier vir u gelees, vers 22. Hy sê, julle het nou ook droefheid, maar ek sal julle weer, hoor mooi, hy sê nie kom na my toe nie, hy gee 'n belofte, laat my woord net by julle bly, hy sê, ek sal julle weer sien, met ander woorde, hy maak 'n besluit, na julle toe, in julle swakheid, in julle geloof, hier sê, in julle droefheid, hy sê, julle gaan droef wees, so ek ken julle situasie, maar omdat julle my woord gehou het, omdat julle my woord geglo het, maak ek julle nou 'n belofte, ek gaan julle weer sien, en hoor nou wat sê, en as ek julle weer sien, hoor nou wat sê, sal julle harte bly wees. O, wie hoor, sal julle harte bly word, hoor nou mooi, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Pastoor, wat sê hy hierso? En dit wil ek nou vir jou tuisbring, dat jy baie mooi hierso verstaan. Hy was 3,5 jaar by hulle, soos ek gesê het, nou sê hy, gaan weg, en nou sê hy vir hulle, maar ek los my woord by julle, laat my woord by julle bly. Nou sê hy, en ja, julle gaan bedroef word, want hy ken die stryd van die geloof. Die Bybel sê, hy het gehoorsaamheid daaruit geleer, uit wat hy gelei het. Net of hy gesê, luister mooi, terwyl jy glo, en hierdie is eintlik 'n bediening op sy eie preek wat ek nog kan preek. Terwyl jy glo, as jy in 'n geveg met hom. Hy is nie bang vir jou geloof nie.
Hy's bang jy moet oorgee. Van die oomblik as jy oorgee, dan is daar 'n geestelike verklaring. It is finished. Wow, wie hoor? Luister, 'n ma kan benoud wees en springe te kere gaan, maar dan kom daar 'n oomblik. Nou het ek nie meer saak met die hel en die pers wat ek deur gegaan het nie. Ek hoor 'n geluid. Is hier iemand? Ek hoor 'n vreugde. En nou kry ek 'n blydskap. En nou kry ek 'n vreugde. En in die jare wat kom, gaan niks, geen van hierdie pyne, geen van hierdie stryde, geen van dit wat ek hier gegaan het, gaan my blydskap ooit weer van my wegvat nie. Halleluja! Julle blydskap in julle harte gaan bly. En niemand gaan hierdie blydskap, met ander woorde, wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, die oomblik as ek nou weer na julle toe kom, en julle sien my, hoor mooi, en julle sien my, dan gaan al die goed wat julle geglo het, nou in julle besit neem. Manifesteer. Hoor mooi. Dis een ding om hom nou te loof en te prys. Dis 'n ander ding as hy gaan verskyn. Dis een ding as jy bid oor 'n krisis. Dis 'n ander ding as jy begin deurbreek in jou gebed. En hier kom die salwing. Wie hoor? En hier kom die heerlikheid. En dis wat hy nou vir hulle sê. Ek gaan weer na julle toe kom, maar nie dieselfde een wat nou 'n prys moet nog gaan betaal nie. Nee, die een wat die prys gebetaal het. En die een wat opgestaan het. En die een, luister mooi, nou wil ek julle met hierdie ding verstaan. Hy het nooit vir homself 'n prys gaan betaal nie. Hy het geen sonde gehad nie. Hy moes geen prys vir hom betaal nie. Hy het gekom om 'n prys vir my en vir jou. Hy sê elkeen wat sy naam aanroep, sal, sê vir jou langs jou sal, sy belofte breek vanmôre, elke leergees van die Satan, elke sonde mag breek nou in die naam van Jahweh. Hy is die opstanding, hy is die lewe, hy is die oorwinning. En nou sê hy vir hulle, as julle my nou weer gaan sien, gaan dieselfde opstandingskrag wat my opgewek het, binne in julle ook manifesteer. Dan gaan julle bly raak. Julle harte en die blydskap sal nie van julle weggeneem word nie. Adrie, Johannes 19 vanmôre gelees, die 30ste vers. En toe hy die asyn neem, hulle het hom asyn gegee, toe hy gevra het hy's dors. En hy proe die bitter asyn. Toe sê hy, dit is volbring. Luister mooi, wat het hy gesê? Hy het gesê, met hierdie laaste teleurstelling, met die laaste bitterheid, wat Satan teen my pa se koninkryk het, bring ek nou vanmôre 'n einde aan. Ek roep 'n einde aan 'n koninkryk wat geval het en uit die teenwoordigheid uitgejaag is en uit die tuin uitgejaag is. Maar vanmôre rig ek op 'n nuwe koninkryk wat sê, en die poorte van die hel sal hierdie koninkryk nie as hier iemand wie wil vanmôre dit sê, hoe bly is ek vir my redding?
Hoe bly is ek vir my verlossing? Mag ek vra, is iemand wat hom 'n lofoffer wil gee? 'n besef deur sy genade, deur sy guns, deur sy barmhartigheid en vanmôre wil hy binne in jou inspreek die volle opstanding, die volle heerlikheid wat hy gebereik het. Toe hy uit die graf uit opgestaan het. So ek kom nie nou weer as dieselfde nie. Luister mooi. Toe hy gekom het, was hy seun van God. Hy het seun van God gebly. Maar toe hy opgestaan het, toe manifesteer hy my en jou. Hy bly nog seun. Maar ek en jy was nie. Ons was krom. Ons was verdraai. Gedwaal soos skape. Maar omdat hy opgestaan het. En nou sê hy, elkeen wat in my glo, soos die skrif sê, lewende water. Wat beteken? Dit beteken die volle herstel tussen die Vader en sy eie skepping wat hy uitgejaag het, is nou weer welkom thuis. It is finished. The battle is won. Luister mooi. En die victory is nie syne nie. Dit is nog altyd nie. Hy het geen oorlog gewen nie. Dit is nog altyd 'n oorwinning. Daarom sê hy vir hulle, hierdie keer as julle my sien, sien julle hele geloof. Is hier iemand wat verstaan? Sien julle hele oorwinning. Kan ek dit so ver bring? Elke keer as ek geloof word, as ek besin word, dan sien julle eie blydskap wat gaan bly tot in ewigheid. Wie hoor? En wanneer julle woord hoor, dan hoor julle nie my nie, maar julle hoor, wie is julle in my? Ek wil dit mooi duidelik stel. Kanselleer hierdie godsdiens wat sê hy het oorwin. Nee, hy is nog al die jare 'n oorwinnaar. Hy was nog nooit 'n verloorder nie. En dis was sy disippels se probleem. Hulle het alles nie in perspektief en reg gesien nie. Daar was 'n geestelike blindheid. Maar toe sê hy nou, ek kom weer na julle toe. En as julle my nou sien, dan sien julle wie julle is, wat julle is, en wat julle sal wees, tot in alle ewigheid. Want luister nou mooi, hy het opgestaan vir ewig, vir daai rede, het hy na sy pa toe gegaan. Julle het my nie meer nodig nie. Ek gaan nou net kom in my gees, en al wat my gees die trooster gaan doen, julle herinner. Ek gaan julle net herinner, mag hy vanmôre deur sy gees binne julle losmaak. Luister mooi, kanselleer die tradisie van ek steek my hand op om hom te prys. Nee, ek steek my hand op om te erken, ek leef nie meer nie, maar hy leef van my. Vanmôre noem ek sy naam, en dis ook hoekom hy sê, in daardie dag, en nou verwys hy spesifiek, die oomblik as ek julle weer sien, julle sien my, en hierdie hele opstanding word besit van julle geneem, gaan julle nie meer eers in my bid nie. Julle gaan die Pa direk vra.
nou een geword. En wat ek die Vader sal vra, sal julle ook vra. Wat julle vra, sal ek ook vra. En nou is julle so 'n eenheid met my. Halleluja. En daarom gaan my Pa, alles wat julle wil hê, gaan my Pa vir julle gee en doen. Wie vanmôre sê, ek maak nuwe lewe. Wie sê vanmôre, it is finished. My battle is won. Wie sê vanmôre, ek wil die volle opstanding vat wat U gegee het. Hoor mooi. Die skrif sê dat hy het die eersteling van baie geword. Hierdie is nie net mooi sê goed nie. Ek soek vanmôre mense, soos hierdie 11 wat oorgebly het, wat gesê het, al gebeur wat, ons verloor ons blydskap en ons vertroue en ons geloof nooit meer nie. Ek wil U vanmôre herinner, sodat ek enige gou lering hier oorgee. Glo, maar gee oor so gou as moontlik. Want hoe gouer jy leer om oor te gee, hoe gouer voel die Satan sy geveg met jou. Terwyl jy glo, met ek sê die goed respek, terwyl jy glo, fight hy jou. Maak hy jou moedeloos. Maar die oomblik wanneer jy sê, it is finished. Hoor mooi, die oomblik as jy oorgee, dan weet Satan, nou moet hy vlug. Nou het hy al sy gesag verloor, hy het al sy mag verloor, en nou is daar net oorwinning, oorwinning, en oorwinning, en oorwinning alleen. Ek gee vir jou vanmôre, dat jy in jou gees moet losmaak. Hy het my vanmôre weer kom ontmoet. Sodat ek moet besef, wie is ek regtig in hom? Wie, en wat, luister mooi, met respek, jy is nie 'n vloerlap nie? En met respek, jy is nie langer Satan, so rondgooi lemoenie. Mag ek het sê, vanmôre gaan jy my toelaat, ek verklaar oor julle geseëndes van die Allerhoogste. Ek maak vanmôre redding los, ek maak vanmôre vrymaking los, oor elke man en vrou wat sê, Satan, jy het my tot hier toe gemisbruik en gebruik, maar nie langer meer nie. Vanmôre maak ek opstanding in my los. Ek maak die beloftes in my los. En vanmôre verander al my droefheid. Verander vanmôre in blydskap. Halleluja, my hart word vanmôre bly. En hierdie blydskap sal bly tot in alle eeuwe. En geen pes gaan weer hierdie blydskap van my af wegneem nie. Wie wil staan vanmôre net vir 'n oomblik toewy, net vir 'n oomblik hierdie besef in jou gees. Ek wil dit nie graag aframmel en vinnig skuif nie. Dit is vir my so nodig dat jy in jou gees dit moet toelaat. Hy baak bemoeienis met my vanmôre, omdat hy wil ek moet sien wat ek is in hom en wat ek is. In myself maak ek dit nie, in myself gaan ek dit nie reg kry nie, maar in hom en deur hom vanmôre maak hy alles nuut. Hy maak my nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Vader, ek kom nou oor elkeen. Ek ken nou elkeen se hart. Ek ken ook die beperktheid van geloof, van oortuigings,
van sienings. Het met die eie discipels dit gehad. En U het gesê, nou kom daar 'n tyd wat U prompt uit gaan openbaar. Vanmôre het U woord reguit gekom. En vanmôre kan dit by baie 'n stryd bring. Moontlike verwarring, moontlike onkunde. Maar ek vra nou Heilige Ruach. Heilige Ruach. U wysheid. Nou in elkeen se hart. U wysheid nou in elkeen se gees. En ek maak in elkeen nou burgerskap los. Maak in elkeen nou goddelike autoriteit en identiteit in elkeen los. En ek plant nou in elkeen se hart 'n nuwe lied. Ek behoort aan die erekoning. Halleluja. En vanmôre is my graf van neerlaag leeg. My graf van verwoesting is leeg. My graf van die verlede is leeg. Ek het 'n nuwe opwekking deur sy gees. Hy maak in my alles. Hy maak in my alles nuut. Maak ek oor elkeen nou los. Te manifesteer. Elkeen nou 'n nuwe belydenis. 'n nuwe siening. En 'n nuwe inspraak. En wanneer hulle in die geloof staan, gee hulle die wysheid om oor te gee. It is finished. Satan, jou werke is vanmôre gebreek. Satan strongholds, you all coming down. Abarabo Salamande. Kom nie vanmôre as vreemdelinge nie. Kom vanmôre as wedergeborenes. Ons kom as wedergebarenes. Ons kom as gelowiges. U ons krag, U ons besalm. En alle vloeke van die hel breek nou. Alle vloeke, alle verbindinge van die verleerders breek nou. U maak alles nuut. U maak alles nuut. En ek spreek vanmôre U volle opstanding nou los. Manifesteer bonatuurlik in elkeen se siel en in elkeen se gees. Daarom, net voor hy die tafel gebedien het hy water gevat en hy het gesê, ek wil julle voete was. Wat het hy eintlik gedoen? Eerst hulle baie eksepsie geneem, sê, ek kan nie, respect, en. Petrus sê, nee, nog minder, ek sê, Isen was. Sê mooi, luister mooi, laat toe dat ek jou voete was. Wat het dit gebeteken? Dit het gebeur. Petrus sê, was daar so my hele lyf. Eerst hy vir Petrus het gesê, as ek nie jou voet was, die geen deel aan my nie. Wat het dit beteken? Dit beteken, dan kan die hele opstanding krag nie van jou besit neem. Maar as ek jou voet, toe sê, toe hy dit snap, sê, was dan alles? Ek sê, nee, as ek net jou voete was. As ek net jou voete was, is jy gereinig. En gaan die hele opstanding van jou besit neem. Kan ek dit net as getuienis gee? Nie een van sy discipels hierna het ooit weer geknag nie. Hulle almal het in die volheid van sy opstanding gewandel. Want hulle het dit losgemaak. Hulle het dit geglo en hulle het dit gevat. En daarom het hulle volle heerlikheid en volle guns gekry. Nou gaan ons vanmôre na sy tafel toe. Met respek. Met respek. Hy het gesê, as ek net jou voete was. Vanmôre sê hy, as jy net 'n stukkie van my liggaam vat.
kans om 'n stukkie van jou liggaam te was, dan gee ek jou 'n kans. Vat 'n stukkie van my liggaam en ons twee word een met ons Vader wat in die hemel is. Wie wil met gehoorsaamheid vanmôre gaan, met 'n geloof gaan, met 'n vertroue gaan. Ek maak u volle opstanding in my los. Ek maak u volle heerlikheid in my los. En vanmôre word alle droefheid, ek kan maar gaan, ja, word in blydskap geverander tot u heilige lof en tot u heilige eer. Eer het met daai geloof, eer het met daai vertroue. Laat het vir jou so, laat het vir jou so wees. Halleluja. Wie besef al die voorsang was so in lyn gewees vanmôre? As jy al die voorsang kan onthou, moet jy sê dit was een gees vanmôre. Een gees. Ek gaan nou vir pastoor Dawie gee. Ek gaan net probeer gehoorsaam wees. Emery, jou blydskap gaan groter word as ooit tevore. Al jou trane is gesien en jy weet waaroor jy getrane het, maar hy het vanmôre gesê, it is finished. Prys hom. Pastoor Dawie gaan seën gee. Ek word net gelei deur sy gees. Ek gaan my hand uitstrek en ek gaan seën in die sin van alle geestelike beperkings breek. En daar kom 'n geestelike insig vir elkeen wat geestelike insig verlang. Ek doen dit in sy opdrag. Alle beperktheid verander nou. En hy gee geestelike insig en 'n sig. En sy belofte kom reg deur na jou toe vanmôre. En die oomblik as jy hom gaan sien, gaan jy weet dat jy weet. Wat jy ervaar het, is die reine waarheid. En dit vul ook jou hart. En jy kry ook 'n blydskap. En nooit gaan jy daai blydskap weer verloor nie. Laat dit so vir jou wees. Baie, baie dankie. Ja, ek moet met jy eerlik wees, in my gees is ek nog nie afgesluit nie. Die ervaring wat ek hier binne my het, en die krag van Jahwe wat hier is, mag daar dieselfde krag van u so besit neem. Mag daai heerlikheid van u gedagtes, u gees, u siel en u liggaam besit neem om vanmôre te kan weet. Vanmôre te kan weet ek is meer as 'n oorwinnaar. En ek wil graag die woord lees, dit wat die Gees pertinent vanmôre terwyl Dr. Nico gepreek het, gebedien het, die woord gebring het, dit in my gees gelaat het. Hy sê, julle het dan ook nou droefheid, maar, en ek wil vanmôre sê, hierdie is 'n groot maar. Hy sê, maar, ek sal julle weer sien. Julle sal weer ervaar. Julle sal weer sien, julle sal sy krag en heerlikheid sien en ervaar. Hy sê, julle sal weer sien en julle harte sal bly word. En niemand neem hierdie oorwinning en hierdie blydskap van julle al weg nie. Ek wil u daarmee vanmôre seën. Gaan in die volle vreugde en die volle heerlikheid van Jahwe. Baie dankie.